'n paar kerkfamilie, vriende en almal wat inluister na ons podcast. Jy's vandag op vandag se podcast gaan ek bietjie met jou gesels. Die naweek was so besig en dit was net bietjie druk en ons kon nie altyd almal bymekaar kry op dieselfde tyd nie. En daar was soveel sprekers, maar ons het hierdie naweek regtig 'n fenominale naweek gehad en reg deur al ons dienste, ons Women's, ons C-conference was hierdie kerk uitgepak en wat 'n amazing gesig om te sien hoe die Here net terwyl hulle bedien, mense net sit en trane af vir die Here net opdaag en selfs met Sondagoggend se 2 dienste, stampvol kerk ons eer God vir dit wat hy besig is om te doen. Ja, ek gaan vandag net 'n bietjie met jou gesels en ek gedink, ja, ek het die C-conference bygewoon, ek het geluister wat hulle gesê het en daar was baie mooi, baie powerful goed wat deurgedra is deur hierdie naweek wat presies aangesluit het by die oggenddiens. Want onthou die Here praat uit een woord uit een mond uit. En ons het dit gesien hierdie naweek waar die oggenddienste en die C-conference half so aan mekaar oor, ek amper sê aflosstokkies vir mekaar gegee het en ek wil met jou hierdie skrif lees. En dan gaan ek verduidelik wat die konteks daar agter. Nou ek gaan vir jou 'n klomp vertalings lees. So hoe sê hulle, hou net bietjie vas by my. Nou Spreuke 24 vers 10 is 'n skrif wat ek vandag raak gelees het wat regtig my aan my hart geruk het. Spreuke 24 vers 10 sê hy sê, gedra jy jou slap in die dag van benoudheid, dan skiet jou krag tekort. Die Passion vertaling sê dit die volgende, hy sê, if you faint when under pressure, you have need of courage. Die Boodskap vertaling sê dit nog harder of meer direk althans. Hy sê, 'n krisis leer jou hoe sterk jy werklik is. As jy ondergaan, was jou krag maar min. Die Message vertaling sê, if you fall to pieces in a crisis, there wasn't much to you in the first place. Jo, en dis 'n skrif wat my vandag net so laat dink het, veral in leiding met na aanleiding van die naweek. Sondagoggend het ek daar agter in die eerste diens gesit, agter die klank en in die middel van die lofnaam en die praise and worship, toe gee die Here vir my heeltemal 'n gedagte om te bring en die wat hier was sal weet, ek het glad nie eers notas gehad, ek het net gedoen wat die Here op my hart gelê het en die ding wat die Here oor gepraat het, is juist daai pressure. Dat Moedersdag, die tema van Moedersdag en die hartklop van 'n ma is juist daai swangerskap. Dis wat van 'n ma maak is sy is die een persoon wat die druk van moederskap kan weerstaan, kan deurgaan, daai 9 maande kan dra. En nou sê Spreuke, as jy daai druk kan weerstaan of dit nie kan doen nie, dan is daar maar baie min in jou. Dit het my laat dink en dit pas so mooi aan by daai gedagte. Want jy en ek moet verstaan dat God is aan die vorm aan ons. Psalm 139 sê ons is in die moederskoot gevorm. En dis presies die proses waartoe ons konstant in ons lewe gaan. God is besig om ons te transformeer. Hy werk in ons lewe, hy vorm ons, hy maak ons. Ek dink aan daai skrif oor die pottebakker, nê, waar jy en ek die pottebakker soos die klei op die pottebakker se wiel is. En die Here kom en hy vat in ons en hy transformeer ons en baie keer misluk die klei, soos wat dit nou maar gaan met die klei sê die Bybel, dan tel hy die klei weer op, maar om 'n pot uit klei uit te maak, vereis druk. Dit vereis, daar moet bietjie aan dit gevorm word, daar moet bietjie aan dit gewerk word, daar moet bietjie in 'n rigting geforseer word, en daai druk is nie maklik nie, daai druk is moeilik. Daai druk is deel van hierdie swangerskapproses en jy wat vandag hier inluister, wil ek vir jou sê, God is besig met jou, want daar sekere goed wat hy wil verander in jou lewe en hy gaan jou aanhoudend konfronteer met dieselfde goed, want hy is besig om jou kunstig in mekaar te sit, sy plan oor jou lewe, sy droom oor jou lewe, hy is besig om kunstig 'n verskil in jou lewe te maak, hy is besig om jou aan te raak, hy is besig om 'n verandering te bring in jou lewe, en die dinge, as jy oor hierdie dinge wat jy tans druk ervaar, as jy op hierdie oomblik die goed wat jy op hierdie stadium voel vir jou te veel raak en die goed wat jou frustreer en irriteer, as daai druk jou lewe consume en dit jou emosies oorvat. En kyk nou 'n bietjie aanlas by Sondag aand se tema, hoe respond jy onder druk? Hoe respond jy as dinge nie jou way gaan nie? Hoe respond jy as jy ongelukkig is oor goed? Hoe respond jy as jy onder druk is? Wat is jou terugvoering? Hoe is jou optrede? En dis presies wat Moedersdag of moeders so uniek maak. Moeders kan deur soveel druk nog steeds respond met hoop, liefde, deursettingsvermoë. Maar hoe respond ons? Hoe tree ons op onder druk? Hoe tree ons op? En weet jy wat is die realiteit? As daai klei aanhoudend net nie die vorm maak nie en hy misluk,
dan moet hy weer teruggesit word, dan begin die drukproses van vooraf. Wat wil ek vandag vir jou sê? Die Here is besig om in jou lewe te vorm, hy is besig om aan jou lewe te werk, hy is besig om te druk, hy is besig om dinge ongemaklik te maak, want daar sekere areas in jou lewe wat hy wil hê jy moet beter doen. Wat hy wil hê jy moet meer effektief wees. Wat hy wil hê jy moet dit lesse leer of 'n journey met die Here stap. Wat ook al die proses is, wat ook al jou druk is. Maar as jy elke keer gaan krummel onder daai druk, laat ek jou weer herinner aan daai skrif. Die skrif het regtig vandag vir my so mooi gesê. Spreuke 24 vers 10. 'n Krisis leer jou hoe sterk jy werklik is. Maar die Passion sê, if you find when under pressure, onder daai druk is, dan beteken jou kragte was maar min. Die Message vertaling sê, there wasn't much to you. En luister kind van die Here, God sê hy gaan jou nie onder druk laat sit wat jy nie kan hanteer nie. Geen versoeking sal so groot wees jy dit nie kan hanteer nie. Hy weet jy kan dit hanteer, maar hy wil hê jy moet leer uit dit uit. Hy wil hê jy moet leer om nie dieselfde foute oor en oor te maak nie. Hy wil leer om dalk nie in daai selfde invloed te val nie, om in daai selfde negativiteit te val, om in daai selfde krisistyd te val, of in daai selfde emosies te val, of in daai selfde respons fout te maak nie. Hy wil hê jy moet groei, alhoewel jy onder druk is, want wat beteken daai druk? Iewers moet daar geboorte gee in jou lewe, 'n nuwe lewe moet geskep word, 'n getransformeerde lewe moet in jou lewe afspeel. Dis deel van God se hart vir jou. Dis deel van God se droom vir jou. Dis deel van God se begeerte vir jou. Luister kind van die Here, God sê vandag vir jou, is jy bereid om gevorm te word? Is jy bereid om verander te word? Dalk is die druk vandag vir jou baie. Dalk is die druk die laaste paar dae vir jou. Dalk is daar goed wat jy voel jou ongemaklik maak, wat jou in 'n hoek druk, wat jy nie van hou nie, en jy wil nie dit wees nie, jy geniet dit nie, dit frustreer en irriteer jou, en jy stem nie daarmee saam nie, en dalk is God net besig. Dalk is die Here net besig om so 'n impak in jou lewe te maak, want hy wil jou transformeer. Dalk moet jy vandag na daai goed kyk en sê, God is besig om iets in my lewe te begin. Hy is besig om iets in my lewe te doen. Hy is besig met 'n nuwe ek. Hy is besig met 'n getransformeerde ek, en dalk moet ek hierdie druk beter hanteer. Dalk moet ek hierdie druk vat en sê, Here, hoe kan ek hierdie beter maak in my lewe? Here, hoe kan hierdie pressure wat ek ervaar my help om 'n meer getransformeerde lewe te leef? Here, hoe kan hierdie druk my lewe so omgooi dat ek die hart en u stem hoor in alles wat gebeur? Selfs in die druktye, die tye wat vir my ongemaklik is, die tye wat ek nie van hou nie, net dalk in daai tye kan ek leer. En dis my hart vir jou, dis die boodskap van hierdie naweek. Jy en ek gaan deur druk gaan, maar God is besig om jou lewe te transformeer. Dan moet 'n geboorte plaasvind, dan moet iets moois kom. Maar niks van dit gaan gebeur sonder druk nie. But it's your response to the pressure. Dis Sondag aand se boodskap. Dis jou reaksie tot die druk wat veroorsaak hoe jy optree, wat jy emosies affekteer, wat bepaal of jy leer uit hierdie druksituasie uit, en of jy weer op die wiel moet sit, en weer gedruk moet word, en weer aan gewerk moet word. En dis my hart vir jou, kom ons leer uit die druk uit, kom ons groei uit die druk uit. Kan ek vir jou bid? Here, ek bid vandag vir elke man en vrou wat hier ingeskakel is, mag ons net vir 'n oomblik stil raak en die hartklop hoor, mag ons u stem hoor in al hierdie lawaai om ons, en mag ons net hoor dat die druk waartoe ons gaan, u eintlik besig is met 'n journey in ons lewe, en u ons iets wil leer, u ons iets wil vertel. Here, help ons om groot genoeg te wees, ons ego eenkant te sit, te hoor wat u vir ons wil sê, en dit in ons lewe toe te pas, in Jesus naam, amen. God bless you, ek sien uit om jou Sondag te sien.